maatjies, vandag is dag 5 van die 10 dae van gebed. Die Heilige Gees is uitgestort. Cool, super cool. Wat is hierdie plek? Vra Lukas nuuskierig. Dit is al so mooi, en wat is daardie ding daar oorkant? Ons is nou in die troonsaal van God, hier in die Nuwe Jerusalem. Sê Oral met groot respek. Hierdie is een van die mees heiligste plekke in die hele heelal, Lukas. Onthou jy die rivier van die water van die lewe wat ons ruggie terug gesien het? Ja, dit kan mens nooit vergeet nie, sê Lukas en kyk na Oral. Hier is waar die rivier begin. Kyk daar. Ek sien, dit lyk kristalhelder. Beteken dit, ons is in die hartjie van die Nuwe Jerusalem? Hierdie plek is ongelooflik, Oral. Wat kom doen ons hier? Nie wat nie, maar wie kom ons sien? Laat ek jou iets van myself vertel. Ek is een van die engele wat in die hemelse koor vir God sing. My plek is op een van hierdie platforms hier in die middel. Dis 'n baie groot voorreg. Jy moet my leer sing. Ek was nog nooit goed met musiek of sang nie. Ek wens ek het dit op die aarde geleer. Dis nooit te laat om te leer nie, kindjie. Veral as jy die hele ewigheid het om dit te doen. Sê 'n baie aantreklike man in pragtige klere. Daar is jy, my ou vriend. Sê Oral en gooi sy arms oop om die man te groet. Lukas, ek stel jou graag voor aan koning Dawid. Regtig, ek kan dit nie glo nie. Koning Dawid self, watter voorreg. Ja, dit is regtig reg. Maar hier in die hemel is ek nie 'n koning nie. Daar is net een koning hier. Ons verlosser Jesus. Oral trek die bruinde glas nader en wys na 'n Bybelteks. Hierdie keer het ek dit darm vinnig gekry. Dawid het soveel tekste wat na hom verwys. Sê Oral opgewonde. Dawid, my vriend, sal jy asseblief hierdie vers lees? Dawid lees Samuel 16 vers 13 hardop. Samuel het die horing met olie geneem en hom daar tussen sy broers gesalf. Die gees van die Here het van daardie dag af en ook verder van Dawid besit geneem. Samuel het toe opgestaan en na Rama toe gegaan. Ek onthou daardie dag baie goed. My broers en my pa was so verbaas. My liewe vriend Dawid, Lukas is besig om oor die Heilige Gees te leer en hoe hy met mense op aarde gewerk het. Sê Oral. Kan jy vir ons jou ervaring vertel? O, vriende, Antwoord Dawid terwyl hy diep dink. wat kan ek sê wat julle nie al in die Bybel gelees het nie? Ek was maar net 'n jong skaapwagtertjie, die hele jongste van al my broers. En tog het God my gekies om koning oor die hele Israel te word. Ek was nog baie jonk. Die Heilige Gees het my gesalf en gehelp om baie talente te ontwikkel. Ek het goed geword in politiek, in leierskap. Ek het pragtige musiek geskryf. Ek het daarvan gehou om op mooi plekke te bou. Ek het baie beroemd geword en die mense het my lief gehad, maar stadig maar seker het my hart van God af begin wegdryf. Ek het verskriklike dinge gedoen. As koning moes ek die geestelike voorbeeld van Israel wees. Maar soos die tyd verloop het ek trots, bedreiglik en selfs 'n misdadiger geword. Ek het 'n onskuldige, eerlike man laat doodmaak, net om sy vrou te kry. Oral en Lukas het stil geluister sonder om 'n woord te sê. Waar was die jong seun wat deur die Heilige Gees gesalf is? Maar ek huil nie oor die sonde wat ek gedoen het nie. Ek huil trane van dankbaarheid. Van ons goeie God het my vergewe en vir my 'n tweede kans gegee. Al het ek soveel foute gemaak. Jesus het my skoon gewas en na daardie verskriklike ervarings is die Heilige Gees weer oor my uitgestort om my te help
om die mense van Israel terug te bring, weg van hul verkeerde dade af en terug na God toe met hulle hele hart. Wat 'n diep en kragtige storie, sê Lukas terwyl hy trane met die punt van sy mantel afvee. Dankie David, want deur jou ervaring het ons groot lesse geleer. God is goed, hy vergewe en sy gees maak ons nuut. Dis waar, my klein vriend. God is so goed dat hy my toelaat om naby sy troon en die engelekoor te wees. Ek is besig om musiek vir die koor te skryf. Wie weet, dalk sing die engele dit nog eendag vir ons God. Natuurlik sal ons jou liedjie sing, David. Sê Oral met 'n breë glimlag. Die engele ken jou fantastiese musiektalent. Miskien sing jy self saam met ons. Die tyd het vinnig verbygevlieg, Lukas. Ons moet al op pad wees na die volgende plek toe. 'n Rooi kolletjie het reeds op die kaart geflikker net oos van die Nuwe Jerusalem. Ek sal weer vir jou kom kuier, David. Jy weet waar om my te kry. Totsiens julle. Sê David met 'n knipoog. Hallo maats, wat 'n tyd is dit nou? Ja, julle weet, dis tyd vir 'n pretaktiwiteit. Die verhaal van Dawid wys vir ons dat God ons kan vergewe en ons heeltemal kan skoonmaak van alles wat ons verkeerd gedoen het. Daarom is vandag se uitdaging in 2 dele verdeel. Is jy reeds gedoop? Doen hierdie. Gesels met jou leraar of ouderling en vind uit wanneer die volgende nagmaal by jou kerk gehou gaan word. Neem deel aan die nagmaal en ervaar weer vergifnis vir jou sondes. Is jy nog nie gedoop nie? Doen hierdie. Praat met jou ouers, jou leraar of Christenonderwyser oor die moontlikheid om gedoop te word. Doen 'n Bybelstudiekursus om meer van Jesus te leer en neem die besluit om jou hart vir God te gee. As jy vandag bid, het ek vir jou 'n paar idees. Onthou maatjies, hoeveel keer bid ons deur die dag? Ons bid baie keer. En bid ons net vir onsself? Nee, natuurlik nie. Ons bid ook vir ons familie en ons vriende. Vandag wil ek hê julle moet bid dat die Heilige Gees in jou lewe uitgestort sal word en jou sal skoonmaak van elke verkeerde daad en gedagte. Ek wil ook hê julle moet bid dat die Heilige Gees julle sal help om altyd getrou en gehoorsaam aan Jesus te wees. Onthou maatjies, Jesus is baie lief vir julle en ek sien uit om julle môre weer te sien. Hierdie program is aangebied deur die Kinderbediening Departement van die Noorderlike Konferensie.